Byna die einde van ons program en soos gewoonlik lees ons 'n gedeelte uit die Nuwe Testament. Vandag Johannes hoofstuk 12 vanaf vers 1 tot by vers 19. Jesus word in Betanië met nardusolie gesalf. 6 dae voor die Paasfees het Jesus na Betanië toe gekom waar Lazarus gewoon het, wat hy die dood opgewek het. Daar het hulle vir Jesus 'n ete gegee. Martha het bedien en Lazarus was een van die wat saam met hom aan tafel was. Toe het Maria 'n half liter egte baie duur nardusolie gebring en dit op Jesus se voete uitgegiet en sy voete met haar hare afgedroog. Die hele huis is deurtrek met die geur van die reukolie. Judas Iskariot, een van sy disippels, die een wat hom sou verraai, sê toe: "Waarom is hierdie reukolie nie vir 300 silwer muntstukke verkoop en die geld vir die armes gegee nie?" Dit het hy gesê, nie omdat hy hom oor die armes bekommerd nie, maar omdat hy 'n dief was. Hy het die beursie gehad en hy het die bydraes gevat. Toe sê Jesus: "Laat staan haar. Sy moes dit hou vir hierdie dag om my te salf vir my begrafnis. Die armes het julle tog altyd by julle, maar vir my het julle nie altyd nie." Hy besluit om Lazarus ook dood te maak. Baie van die Jode het verneem dat Jesus daar is en het daarheen gekom, nie ter wille van Jesus nie, maar ook om vir Lazarus te sien wat hy die dood opgewek het. Die priesterhoofde het toe besluit om ook vir Lazarus dood te maak, omdat baie van die Jode deur hom na Jesus toe oorgeloop en aan hom geglo het. Vers 12. Die intog van Jesus in Jerusalem. Die volgende dag het die groot menigte mense wat na die fees toe gekom het gehoor dat Jesus na Jerusalem toe kom. Hulle het palmtakke gevat en hom tegemoet gegaan en uitgeroep: "Prys hom, loof hom wat in die naam van die Here kom, en die koning van Israel." Jesus het toe op 'n jong donkie geklim, wat hy daar gekry het, soos daar geskrywe staan: "Moenie bang wees nie, Sion, kyk, jou koning kom en hy ry op 'n donkie." Jesus se disippels het hierdie dinge nie eens verstaan nie, maar nadat hy verheerlik is, het hulle daaraan gedink dat wat daar geskrywe staan, wat op hom betrekking gehad het, en dat dit met hom gebeur het. Die mense wat by Jesus was toe hy vir Lazarus uit die graf geroep het en hom uit die dood opgewek het gedurig daaroor gepraat. Daarom het die menigte vir Jesus tegemoet gegaan. Hulle het gehoor dat hy hierdie wonderteken gedoen het. Die Fariseërs het toe vir mekaar gesê: "Sien julle rig niks uit nie. Kyk, die hele wêreld gaan agter hom aan." Dit was Johannes 12 vanaf vers 1 tot vers 19. Hierdie eerste gedeelte is die gedeelte waar ons hoor wat Judas Iskariot baie verontwaardig is dat Maria kosbare nardusolie op Jesus se voete uitgiet. Ja, hy kon 'n hele paar 100 silwer muntstukke daarvoor gekry het. En soos ons dan hoor, hy die beursie gedra. En voorwaar, later verraai hy ook dan Jesus, nie vir 300 nie, maar vir 30 silwer muntstukke. Vir hierdie man was geld sekerlik van baie belang. En die res van die gedeelte gaan daaroor dat hulle oor Lazarus praat. Ja, Lazarus wat mense in verwondering laat staan het, omdat hy die dood opgewek is. Sodanig dat die skrifgeleerdes hom wou doodmaak, omdat dit die aandag van hulle kerk afgetrek en na Jesus toe gefokus het. En die laaste en die aangrypende deel waar Jesus op 'n donkie in die stad inry. En soos hier duidelik staan dat die disippels dit nie verstaan het nie. Selfs die skrifgedeeltes van die vorige gedeeltes, Psalm 118 en Sagaria 9 vers 9, wat eintlik hier aangehaal word, vergeet hulle op hierdie oomblik, maar later, dan dink hulle weer aan, en die Christus, die een wat hulle verwag het, word vir hulle duidelik, dat dit wat in die skrif voorspel is,
dit waarvoor hulle met verwagting uitgesien het waar geword. Maar dan, die mees aangrypende vir my van byna die hele gedeelte is hier, wat die fariseërs dan sê, en kyk hoe waar is dit wat hulle sê. Hulle sê vir mekaar, sien julle rig niks uit nie, want hulle het niks uitgerig teen Christus nie. En dan sê hulle voort, kyk, die hele wêreld gaan agter hom aan. Kan dit so waar word, net soos die fariseërs hier, eintlik met vrees en bewering sê, maar hulle verkondig eintlik die waarheid. Kyk, die hele wêreld gaan agter hom aan. En tot vandag toe, Jesus wat op 'n donkie in die stad ingery het, die hele wêreld gaan agter hom aan. Maar ons weet eintlik dat die hele wêreld nog nie letterlik agter hom aangaan nie, maar dat 'n groot gedeelte, maar dat dit ons plig as gelowiges is, om te sorg dat al meer van die wêreld sal hoor van Christus. En dit wat die Skrif vir ons leer, vanuit die Ou Testament, Nuwe Testament, die getuies van duisende mense, ook van die disippels, dat dit waar geword het in Christus. Kom ons verkondig dit aan ander. Ons gebruik elke geleentheid om met ander daaroor te praat. Dit is baie keer uitdagend, want dit is nie maklik nie, maar die geleenthede is nie daar nie, en almal wil nie noodwendig luister, of ons dink hulle wil nie luister nie. Maar kom ons neem die vrymoedigheid. Kom ons durf dapper wees. Kom ons gee onsself die geleentheid om ons in die gevaar te stel. Onthou, ons as Christene word uitgedaag. Dit is tog die teken van Christenskap, om jou kruis op te neem. Om dit wat die moeilikste is, te dra. Partykeer is dit die moeilikste om te getuig oor jou geloof, oor Christus. Kom ons neem daardie uitdaging aan. Christenskap is juis oor uitdagende geleenthede, om ons sterk en meer vaardig te maak in die koninkryk van Christus. En daarom, mag die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met elkeen van julle wees en bly tot in ewigheid. Amen.